Sing hallelujah, hallelujah, splendid.
is gebore. Ons is allemaal hier vandag omdat hy gebore is. Nie net dit nie dat ons hom aangeneem het. As ons verlossing en saam gemaak het. Kom ons sing die lied. Die Heiland is gebore. In Duits is het Clara, ne? Dan is het Prosit, als ideaal. En dat is voor Ronald Sigelaar op de drummen. Ronald gebruikt Melissa en dat is voor Philip, Willem, die ook van Stellenbosch af. Veronica op jou, mevrouw, is dit oplet wie die grijs haar het na 30 jaar. Dat is mevrouw Veronica. Kevin Isaacs, ook van Stellenbosch, en Charlton Kortje, ook van Stellenbosch. De schakspan daarachter is Joe Oostendorf, ook van naby Stellenbosch, en Clinton. Hier lekker kom kappelen so hange, want hulle het elke noot saam met julle gesing en geniet en aan die Here eer gegee en God is verheerlik in die sang en daarom is daar enthousiasme en ek is so bly ons het 'n internasionale kleur is. Kan ek gou vra wie van julle is hier van Oorsee? Wie kom kuier van Oorsee? Van waar is jy? Amerika. Waar is vreemde land?
Ja, baie welkom. Is hier niemand anders van wat ek is van iemand van ander kan die oranje? Het is so bly is mense van ander kan die oranje hoor. Dat is hulle wat 'n bietjie kan omvat in die evangelie en volg. Ekskuus daar is my dat ja. So dit is hier, ons gaan vier vandag. Ons is adventstyd en ons gaan absoluut vier die teenwoordigheid van die Here en ons is in die teenwoordigheid van die Here, die koning, die een wat gekom het. So ons gaan vandag 'n heerlike fees hê. Ek wil vir almal baie welkom sê. Herinner aan vanaand se Kersdiens? Annemarie hoe laat? We begin 7:15 met die deure maar 6:15. Ekskuus, kan julle net uitsaai te laat? So, die van 6:15 aan goeie begin plek sit. Dit is Dis eintlik wat ons sê, ja. Dis eintlik wat ons sê. En 'n half uur voor die tyd gaan ons al lekker besit maak. Dis heeltemal reg. So, die van 6:15 begin ons. Dis 'n groot vakansieprogram aan die gang. Ons stranddienspan doen ongelooflik goed. Gekry daar hulle dit nou. Fantasties. En ek wil vir elkeen nooi, bring julle kinders, laat hulle inskakel. Dis geleenthede soos hierdie waar mense later in hulle lewe getuig en sê, eendag, lank terug, jare terug was ek by 'n stranddiens geleentheid gewees. En daar die Heilige Gees iets in my wakker gemaak. So moenie dat ons hierdie geleentheid mis. Ons is in die adventstyd, dit is ons Sondag voor Kersfees en ek gaan vir Nika vra, Nika, wil jy nie vir ons die 4 adventskerse aansteek nie asseblief? Ons steek elke Sondag 'n kers aan, ons is die 4de adventsondag uit, daar kan hierdie Dankie Nika. Nika is lekker. Ek wil vir elkeen van julle baie welkom sê. Dit gaan baie afhang van jou ingesteldheid, van wat jy ontvang. Dit gaan afhang van hoe jy jou hart oopmaak vir die Gees. Maar die Gees verras ons soms en sê, jy het nou nie jou hart opgemaak nie, maar ek maak hom op. So mag het so gebeur, dat tussen jou openheid of nie, en die Gees wat werk en in ons lewens indring, en dit omkeer, dat daar vandag iets gebeur met elkeen van ons. Mag hy jou aanraak. Mag jy sy teenwoordigheid kennelik beleef. Kom ons buig dan net. Here, ons het hier geloof met musiek, ons het gesing tot die eer. Ons het gesing Heiland van die geboorte. Ons het gesing en gesê, ons weet het gekom vir hierdie wêreld. Ons weet het gekom en kom indring in 'n stikkende gebroke werklikheid, het iets van die hemel ingebring. Die hemel het oopgegaan. U het gekom. U het God se heerlikheid aan ons kom vertoon. En ons leef vandag in die werklikheid, 'n nuwe werklikheid, die werklikheid waarin U die koning is. Daarom aanbid ons U. Ons prys U naam. Ons wil vir U sê, Here, daar is vir ons niks beter as om aan U te behoort. Niks, daar's niks beter. Ons is geanker in U. U is ons rots. Ons staan op U, ons leef binne U hande. Ons behoort aan U. U is inderdaad die koning van ons lewe. Daarom prys ons U naam, saam met die engele. Saam met die engele sê ons, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Saam met die 24 ouderlinge buig ons voor en sê ons, U is lofwaardig. Aan U
al die eer. Amen. Die koning van die troon wil sê vanoggend vir jou, genade vir jou persoonlik. So kom ons sê, die 367, ere aan God, ere aan God. Ons staan ons. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan ons offers bring. Die bring van offers is 'n gebaar van ons oorgawe, dis simbolies van ons totale oorgawe. Want dikwels is ons bereid om alles te gee behalwe ons goed. So hier is 'n simbool van die gee van alles aan die Here. So kom ons gee daai simbole van ons alles vanoggend in die vorm van kontant in ons kollekte. Daarna gaan ons
van hoop. Mijn leven was hier zo leeg, het om mijzelf gedraaid. Maar nooit u met liefde mij oorwaait. Niks heb ik ooit meer, want alles wat ik geef is onredelijk en onvrucht. Hoeveel meer kan ik nog geven? Zoveel rijkdom wat ik nergens en je woud ooit kon vinden. U is mijn vrede, mijn vreugde, niks kon ik hoor. U geeft me zoveel meer als net een lief gevoel. U geeft me zoveel vrede met voor mij bedoeld. U geeft me niks voor, heb ik nooit meer, want alles wat ik geef is onredelijk en onvrucht. Hoeveel meer kan je nog geven? Zoveel rijkdom wat ik nergens en die woud ooit kon vinden. Is mijn vrede, mijn vreugde. Zoveel meer als met een lief zoveel vrede met voor mij bedoeld. U geeft me Ek gaan vra dat ons nie aanklap nie, maar dat ons in die oomblik bly. Die ding wat ons hier saambring is die feit dat ons saam glo. Nee. Ons glo in die enige God, Vader, Seun en Gees. En iewers is hy met jou besig in 'n beweging met jou, in 'n dans met jou. Soveel so dat hy jou vermoor dat wakker word het en jou gebring tot hier. Om saam te kom dien en aanbid. En dis die ding wat hy vir ons gee. Hy gee vir ons geloof. Ons het sopas in die lied gehoor hoe hy gee. Veel meer as wat ons kan dink of verstaan. Veel meer. Ons het iets gegee. En toe sê hy, maar hy gee meer. Gee meer. Veel meer as wat ons kan dink. En ja, hy gee ook vir ons geloof. Hy gee dit vir ons. So leer die evangelie, dat die geloof wat ons het van hom afkom, as 'n gawe van God. En ons glo saam, so ons gaan vanoggend saam ons geloof bely. En ek wil julle so in 3 groepe deel. En dan bely ons saam met die kerk van
Oor die hele wêreld bely hierdie woorde. Kan jy dit dink? Reg oor die wêreld word hierdie woorde bely deur Christene in Sigië. Juist, moet dit sê getel. Juist Duits. In Duitsland, in Spanje, in Amerika, in Fiji, in Australië, in China, in Mandarijn in China, in Indië, in Engeland, in die VSA, in Suid-Afrika, in Geritsmond, bly ons saam. Hier is die eerste groep, so loop 'n groep, jy kan maar besluit wat 'n groep is, die agterste groep regs, en die so links, so daar's 'n agtergroep, 'n regsgroep en 'n linksgroep. En hulle sê net gewoon saam met my, want hulle ken die belydenis, wat almal reg oor die wêreld bely. Die woorde van die 12 artikels, so sê saam met my, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper, volg my, van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle gedaag, wat op die derde dag weer opgestaan uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat in Jezus sterf. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die vlees. En ons almal saam, ons glo aan die ewige lewe. Amen. Saam met die kerk van die wêreld glo ons, is ons begaafd, het hy dit vir ons gegee, hierdie geloof in 'n drie-enige God, oor wie ons saam kan bely, dat hy die Here is, die koning van ons lewe. Ons is in sy teenwoordigheid vanoggend. En hy is ons bron van vrede, van absolute vrede, diep innerlike vrede, omdat ons aan hom behoort, omdat hy homself vir ons gegee het, het ons Is de koning van mijn hart.
U is die Here, U is die Heerser. Aan U behoort ons. Here, as daar vanoggend enige ongeloof, klein geloof in ons is, wat inderdaad so is, ons geloof is maar soos 'n mosterdsaadjie. Here, kom wy ons in hierdie oomblikke aan U toe. Kom gee ons vanoggend opnuut ons lewe aan U. Kom wy ons aan U toe, Here, om met ons hele bestaan vir U te verheerlik. Kom maak ons vanoggend, Here, weer opnuut 'n oorgawe aan U. Kom sê ons vir U, Here, ons wil aan niemand anders behoort nie, nie met hart nie met siel nie met verstand nie. Nie in ons gewoontes nie in ons doen en late nie. Nie, Here, wanneer ons op die strand is, of wanneer ons met ons selfone besig is, of wanneer ons, Here, in die sosiale kringe beweeg nie, met niks nie, Here, met alles wil ons vir U verheerlik. Daarom wy ons onsself aan U toe, in geheel. Kom sê vir U, Here, hier is ek. Lê beslag op my lewe volg, op my. Lê beslag op my lewe. En dan, Here, gee ons dan vrede. Te midde van hierdie wêreld, gee vir ons vrede. Daai diep vrede van veranker wees in U genade en U liefde. Kom, Gees van God, kom gee vir ons daai vrede, sodat ons U kan verheerlik, die Vader en die Seun. There
vir julle twee baie dankie. Baie dankie. Vrienden, ons gaan lees uit die woord van die Here. Voor ons lees, kom ons maak ons oor toe dan, dat ons die Here ons harte sal opneem. Here Jesus, U is hier en ons is hier. En hierdie ontmoeting is kosbaar. En ons weet dat U deur die woord met ons praat en ons is gereed daarvoor om dit nou te ontvang. En ons gebed is dat hierdie woorde nie woorde van mense sal wees nie, maar dat dit U woord sal wees. En Heilige Gees, dat U hierdie woord aan die woord sal bring, deur self te praat met elkeen van ons. Soos U goed doen met elkeen. U ken elkeen se storie, se verhaal, se gemoed. Here, U weet alles. So praat in elkeen se hart en lewe in, soos U dit kan doen. In U naam. Amen. So, ons lees vanoggend twee gedeeltes. Die eerste is in, ek gaan net vinnig daarna verwys, die hoofgedeelte sal ons net later lees. Ek kon net aanvanklik woord lees, ek kan maar net luister in Matteus 3. En daardie tyd het Johannes die doop in die openbaar begin optree in die woestyn van Judea verkondig, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op hande. Dis Johannes die doper, julle ken Johannes se storie, Elisabeth se seun, en hy is hierdie profeet wat Jesus aankondig, en hy is daar in die woestyn, en die mense stroom na hom toe, en hy sê vir hulle, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op hande. Dan gaan ons lees in Matteus 11, vanaf vers 2. So dan storie, kom ons lees die verhaal en ons gaan in die verhaal. Toe Johannes in die tronk, dieselfde Johannes verneem van Christus, wat Christus alles doen, het hy sy disippels gestuur om te vra, is U die een wat sou kom? Hy is in die tronk, hierdie Johannes wat nou in die woestyn verkondig het, is gevangen geneem, en hy stuur van sy volgeling en sê vir Jesus, vra net vir Jesus, is U die een wat sou kom? Na te gehoor wat hy doen staan. Jesus het hulle geantwoord gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan die armes word die goeie boodskap verkondig. Gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem. Maar hoe bly julle daai? Met hulle vertrek het Jesus begin om met die skare oor Johannes te praat. Maar wat wil julle gaan sien toe julle na die woestyn uitgegaan het? 'n riet wat deur die wind heen en weer geruk word. Maar wat wil julle dan gaan sien? 'n man met deftige klere aan. Kyk, mense met deftige klere woon in koning se paleise. Maar wat wil julle dan gaan sien? Toe julle daar na Johannes toe is in die woestyn, wat wil julle gaan sien? 'n profeet. Ja, ek verseker julle, selfs meer as 'n profeet. Hy is die een oor wie geskryf staan, kyk, ek stuur my boodskappe voor jou uit. Hy sal jou pad voor jou gereed maak. Amen. Ek sê vir julle, omdat diegene wat uit vroue gebore is daar niemand groter as Johannes die Doper en tog is hy die geringste in die koninkryk van die hemele. Is die geringste in die koninkryk van die hemele groter as hy. Maar sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe lei die koninkryk van die hemele onder geweld en probeer geweldenaars dit in besit neem. Want al die profete in die wet tot en met Johannes het daaroor geprofeteer. En as julle dit wil ervaar, hy is Elia wat sou kom. Die wat oor het luister. Met wie kan ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kindertjies wat op die markpleine sit en aan mekaar roep. Ons het vir julle fluit gespeel, maar julle wil nie dans nie. Ons het 'n treurlied gesing, maar julle wil nie weeklaag. Want Johannes het gekom en hy eet en drink nie. En dan sê hy is van 'n demoon beseer. Die seun van 'n mens het gekom en hy eet en drink en hulle sê, kyk, hy's 'n vraat en 'n suiklaap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid word deur haar dade reg bewys. Dan spreek hom uit oor die onbevaardige dorpe, die volgende gedeelte. Hy noem daar klare dorpe se name, Gorasim, Betsaida, Capernaum en so aan. Ek gaan nie daarop uitwy vir. Vriende, dis Kerstyd, dis lieflike tyd van die jaar. Heerlik om hier saam te wees, 'n groot, almal van julle wat hier is. Het ek eers gehoor by julle, wie speel speletjies hier so by die see? Kom ons speel spelletjies. So wat se spelletjies speel julle?
van die kerk hand opgesteek. Wat is speletjie speel julle? Ramikap, ja, Ramikap. Wat nog? Sê dit uit? Boulder Dash. Okay, ja. Okay, en krabbel en daai soort goed, nee. En 30 seconds, wie speel 30 seconds? Maar speel 30 seconds, trivial pursuit is help verby. Ons speel hom op 'n tydjie. Maar dis net verstaan ons gesê. Ja, dis goed. Kyk, party mense hou ons nooit opspeel hier. Daar's mos daai ou sê ding oor wat, nee. The difference between men and boys, other sides of their toys, nee. Net om ons speel, ek sien die groot bote hier op die rivier en dit is party en groot katrolle en verstokke en wat ook al. So speel ons, dit is lekker om te speel. Moes julle nou vanoggend voel as ek nou vir julle sou sê, die Christelike lewe is eintlik 'n spel, 'n speletjie. Nou as julle sê nie, dit is daarom nie, seker nie 'n goeie beskrywing nie, dit is immers 'n ernstige saak, die Christelike lewe. Maar Jesus vergelyk eintlik die Christelike lewe met 'n speletjie in die gedeelte wat ons gelees het. Hy sê dis 'n speletjie. Die Christelike lewe. Hy vertel van die kindertjies van sy tyd, sy speletjies op die markplein. En dan weet julle ons op begin kinderspeletjies. Of gebruik so 'n bietjie hulle verbeelding, né? 'n kind sal sê, kom ons speel troue. Nee, julle is by my, né? Kom ons speel troue. As jy nou, ek sê dis troue speel vandag. Dan sê die ander, maar kom ons speel boer. Ja, boer is ook nie lekker, dis ook boer. So jy weet so begin 'n speletjie, een nomineer sy verbeelding, en dan reageer die ander ene passief of tot in daai verbeelding. Of nie, nee. Kom ons speel Ramikap. Net die Ramikap vandag kinders maak so ook met musiek. Daar's 'n musiekspeletjie gewees wat jy mimiek 'n liedjie en dan moet die ander een die liedjie nomineer. Wat is sy naam? Ja, jy het dit gekies. So jy mimiek, jy wys met jou hande 'n ding en dan moet die ander raai en dan sing jy die lied. Nou, dis wat gebeur het op hierdie markplein. Presies wat Jesus verduidelik hierso. Die een groep mimiek en sê kom ons en dan moet die ander dit sing. 'n hartseer liedjie of 'n blydskap liedjie afhangende van wat hulle mimiek. En wat Jesus sê is, hulle koop altyd in mekaar se verbeelding. So die kindertjies roep 'n gedagte op en dan sê die ander sê jy sal staan dit in die julle weet mos is daar. Jy sê nie ja nie, jy sê nie nee, bly net so. Dis ek daai die gedagte. So jy hoef nie te veg nie, jy bly net passief. Dis presies waaroor Jesus praat. Romeine 11 skryf, hy is ook oor spel, hy sê spel verteenwoordig die verbeelding van 'n ander orde. Jy is in 'n situasie, maar jy verbeel jou iets anders en dan speel jy daai spel. Dit is wat spel is. In spel dat kinders die reëls van hulle sosiale werklikheid verdwyn. En hulle speel. Hulle speel in hulle verbeelding, 'n ander werklikheid. Ek het nou eendag gesien by 'n begrafnis. Hoe na die begrafnis waar almal baie hartseer was, kinders op die gras huppel en speel. Hulle verbeelding is anders. Ten diepste soek hulle vreugde. En hulle speel hulle vreugde. En hulle breek al die reëls van 'n begrafnis. Nee, die somberheid, die afskeid, die hartseer. Want hulle het 'n ander verbeelding van daai oomblik vir hulle self.
Hulle het 'n dringende behoefte aan vreugde. Onbewustelik glo hulle dat jy 'n wêreld kan skep wat vreugde sal produseer. En dan kom maar 'n tyd wat die groot mense intree en sê, hey, kom julle, saggies, hierso is raadsie aan mense. Saggies. Hulle kan nie so naby. En word hulle verbeeldingswêreld soort van deur die harde werklikhede gebreek, sodat hulle nie in daai spel eintlik kan bly in die verbeelding speel. Nou Jesus sê, ons verwagtinge van situasies is nog altyd bepalend vir hoe aanvaarbaar ons dit vind. Jesus sê in die tyd van Elia was dit so, in die tyd van Johannes die Doper is dit so, mense is met hulle eie verwagtinge na die woestyn toe, oor wat hulle daar sou kry, en hy sê, wat het hulle verwag in die woestyn? Het julle 'n man verwag met deftige klere? Toch sekerlik nie. Dan sou hulle sê, ja, maar ons dan my ou kamele verwag. Ja, fair enough. Maar wat het julle verwag? Die probleem is nie die man se klere gewees wat hy aangehad het, maar hulle kon nie inkoop permanent in die verbeelding van Johannes vir die lewe, vir die koninkryk. Want Johannes se verbeelding vir die koninkryk was dat hulle alle wette moes gehoorsaam van die Jode. Dit was sy verbeelding. Julle moet op sonde doen, julle moet ophou om hierdie wette te oortree. En op 'n manier is dit vir hulle moeilik om volledig in te koop by Johannes se verbeelding vir die lewe, want dit is nie so maklik om dit sommer net in jou straai te kan vat nie, om dit ontwrig jou. Sy verbeelding van die lewe is dat jy baie ingeperk moet lewe. En almal is nie tevrede met daai verbeelding nie, so almal wil nie volledig daarna koop. En wat doen hulle toe? So sê die man is mal. Maak hulle van hom 'n karikatuur. Sê maar, hy is kom het opgelos. Ons gaan nie in sy verbeelding koop. Dis sê Jesus, dit is wat Jesus hier sê. En die seun van die mense gekom, en Jesus self, en wat sy verbeelding? En dis die punt. Wat is Jesus se verbeelding vir ons? In die spel van die lewe. Wat is sy verbeelding? Is genade en liefde en omgee en sorg. En diep belangstel, empatie in mense se lewe in. 'n oorsteek van grense in mense se bestaan in. Dit is Jesus se spel, dit is sy spelplan. Om diep te assosieer met mense in hulle wêreld en konteks in. Weet jy wat doen dit toe? Sê Jesus, dis hulle nie die man is 'n vrou in 'n wynsuiker. Hy's 'n party animal. Hy kuier saam met die mense, hy maak water en wyn. Hy gaan by tollenaars aan huis. Ja, dis die kopie in sy verbeelding. Iets tussen Johannes die Doper met sy baie reëls en wette van die Jode en hierdie wêreld is ons gemaklik. Ons sal 'n ander spel speel. Ons sal 'n ander spelletjie speel wat vir ons gemaklik is. Wat ons in ons straat kan vat, wat ons nie te veel ontwrig nie, wat ons nie te veel verander nie. Die spel wat ons speel is 'n gemaklike speel en wat hulle doen is op daai stadium. Hulle gaan staan net een kant. Soos die kinders op die werkplek sê. So ja, ons gaan nie aan weer. Dus kinders maak op die spel. Ons bly nie. Dit is ons dan. Dis presies wat hulle doen. Johannes die Doper is in die tronk, nou hoor nou hier. Selfs Johannes die Doper, die een wat geloop is om Jesus
te kom aankondig. Hy sit nie trom nou, hoor hy, wat is Jesus se verbeelding van die lewe, wat speel buite uit? En hy hoor allerlei goed wat Jesus doen, en dan begin hy twyfel, of hy oor die regte een getuig, want hierdie verbeelding wat Jesus losmaak van mense, is buite sy begrip, dan stuur hy sy disippels na Jesus toe en sê, is jy regtig die Messias? Jou verbeelding is 'n bietjie skokkend, jou spel is 'n bietjie vreemd. Is jy regtig die Messias? Jesus sê dan dat mense nie sonder meer inkoop, ingelok word in ander se spel, in ander se verbeelding. Die geestelike betekenis is dat mense ook nie reageer op die verbeelding van God. Mense reageer nie graag op oproepe van God, wat nie van 'n lekker lyk nie, of hulle gaan oprig, of te veel gaan vra. Kyk julle. Dis die teks, dis die kant. Nou wat Jesus dan doen is, hy begin vir ons iets vertel van sy verbeelding vir die lewe. En hier moet ons allemaal sit met gespitste oor. Dis Kersfees, en die vraag is, of jy ingekoop is in Jesus se verbeelding vir die lewe. Want ons kan inkoop in ons eie speletjie. Die vraag is of ons in sy spel ingekoop. En weet jy wat noem hy sy speletjie? Hy gee sy speletjie 'n naam. Dit is ongelooflik, hy gee sy speletjie 'n naam. Hy is nie met sy spel skugter. Hy noem dit die spel van die koninkryk van die hemel. En interessant, Johannes die Doper het ook so genoem, maar die spel verskil. En Jesus se spel is anders as Johannes die Doper, en hy noem die spel van die koninkryk van die hemel. Kom ons speel koninkryk van die hemel. Kom ons speel koninkryk van die hemel. Is julle by my? Ons speel koninkryk van die hemel. Wie wil saam speel koninkryk van die hemel? In die naam hoor jy dit al. Iets van die hemel word in daai spel sigbaar. En iets van die hemel word gemimiek. Die note van die hemel word gegee en dan reageer ons op. Dis presies wat Jesus doen. Hy kom mimiek vir ons, hy kom wys vir ons die tonele van die koninkryk van die hemele. En hy gee die eerste note en ons kan reageer. Plekke waar hy sy verbeelding begin uitspeel, is in Bethlehem, in Bethsaida en in Capernaum en Gerasem. En weet jy wat gebeur daar? Nie een van die plekke reageer positief op sy voorstel vir die spel van die koninkryk van die hemel. Nie een. Sy speletjie was nie vir lang aantreklik. En toe doen hulle wat kinders doen, dan gaan staan jou kant. Vers 12 moet ons baie ernstig neem in hierdie teks. Was jy die dag van Johannes die Doper tot nou toe lei die koninkryk van die hemele onder geweld en probeer geweldenaars dit in besit neem. Hoor julle? Daar is mense wat die spel van die koninkryk van die hemele kom aftakel. Soos groot mense, bullies, wat instap en sê, die koninkryk van die hemele, ons speel nie daai speletjie nie. Vra die teks. Met geweld. Ons sal nie die spel van Christus speel in hierdie land. Ons sal nie die spel van Christus speel nie. Ons sal groot borde opsit en sê, ons behoort aan Jesus. Maar as dit kom by die kultuur, by die gewoontes, by die spel van die lewe, gaan ons waaragtig nie die spel speel van Jesus Christus. Stop daai speletjie. Ons is met ernstige goed besig. Die lewe werk anders. Kom terug na die realiteit. Dus kom, hy sê, die spel van die koninkryk van die hemel is net vir die
wat dit regtig begeer. Mense wil nie sommer die spel speel nie. Dis regtig vir die wat 'n nuwe identiteit soek. Dis regtig vir die wat bereid is om anders te wees. Nou, ek weet, ek is jong mense, tieners in die kerk en ek gaan julle nie sê, inteendeel, julle is sterk. Maar ons gaan almal deur fases in ons lewe wat ons so graag soos almal wil wees. Die groot slegste ding wat jou kan gebeur is dat jy uitstaan. Dat jy anders is. Die spel van die koninkryk van die hemel is vir mense wat dit regtig begeer om te speel. Dis gewoonlik vir mense wat uitgebrand is in hulle speelietjie. Wie se lewensspel uitgeloop het en gebreek is en stikkend is en is 'n goeie speelietjie van hulle lewe. Dis gewoonlik vir mense wat 'n lekker lewensspel speel, vir wie die lewe lekker gemaklik is en ek het al my goedjies in plek en alles is alright. Hulle begeer nie regtig die spel van die koninkryk van die hemel. Hulle het eie kuil, met sy eie reeltjies en sy eie goedertjies en hulle is heel gelukkig. En hulle sal dalk hulle self 'n titel opsit en sê ek is 'n Christen en so aan, maar die werklike speel van die spel van Jesus Christus is nie vir hulle so gemaklik nie, want dit ontwrig 'n bietjie. Terwyl hulle eintlik 'n baie gemaklike lewe ontwikkel het. En vriende, dit geld waarskynlik, die gevaar daarvan geld waarskynlik vir almal van ons wat aan see vakansies ingehou. Dat ons almal waarskynlik so 'n gemaklike lewe het, dat ons nie seker is of ons ten volle die spel van Jesus kan speel en ons sal so bietjie hier, bietjie daar, maar nie op. Ons staan daar maar ook meer teen die muur as wat ons saam speel. Dis mense wat regtig desperaat is vir lewenskwaliteit en diepte en karakter en betekenis in jou lewe waar die spel van Jesus gespeel het. So wat is Jesus se Kersfees voorstel vir die spel van die koninkryk van die lewe? En Kersfees tyd leer ons eintlik baie van ons leer in die hele kerkjaar en al die tye in die kerkjaar leer ons baie daarvan, maar nie tyd spesifiek leer ons baie. Sy voorstel vir 'n eenvoudige lewensspel hoor ons duidelik in Kersfees. Kom ons speel stal. Sal ons stal speel? Stal beteken, kom ons speel eenvoud. Dis God se verbeelding. Die spel. Of kom ons speel vrede. Maar nie 'n passiewe vrede nie, vrede soos ons maak vrede. Ons reik uit na mense, as daar enigstens 'n swempie is van afstand, steek ons dit by. Ons maak die vrede. Ons kom ons speel vrede. Vrede op aarde, dit is sinvol. Vrede op aarde, dit is die spel. Dit is Jesus se koninkryk spel. Sy hemelse spel. Iets van die hemelse vrede. Speel ons in hierdie wêreld. Die engele noem ons in. Vrede op aarde en mense welbehaag. Kom ons speel in mense welbehaag. Daai woord ken ons hier, ons gebruik hom nie meer nie. Wat beteken welbehaag? In mense blydskap. Kom ons speel in mense blydskap. Ek vind blydskap en vreugde in mense. Kom ons speel dit. Hy wink ons, hy sê kom speel saam. Sy verbeelding is glad nie somber. Sy verbeelding gaan glad nie oor die doen van wette nie. Sy verbeelding is die spel van die lewe met liefde en vreugde. Kom ons speel liefde. Kom ons speel liefde vir alle mense, nie net vir party nie.
Kom ons speel liefde, liefde. Kom ons speel, dat julle voorstel, vergifnis, vergifnis. Dis die Kersfees spel van Jesus. Dis sy verbeelding vir ons. Kom ons speel geduld, geduld. Kom ons speel 'n bietjie geduld. Ek nooi julle, wie kom saam? Wie kom saam met geduld? Kom asseblief, laat ek hoor. Wie gaan dis die spel van Jesus. Een van die gawes van die Gees. Wie is bereid om saam met Jesus die spel te speel van geduld en deernis met Jesus? Kom, laat ek hoor. Staan van julle, steek net op julle hande op, dat ek het sien. Ek sien, julle is ten minste eerlik. Julle is ten minste eerlik. Julle sit julle voet in die muur en sê, maar ek weet dan. Mag ek sê? Sy verbeelding is diepe deernis. Sy verbeelding is dat het heel jaar Kersfees sal wees, 'n vreugdefees, 'n uitdeel van geskenke jaar. Dis glad nie 'n ou traagboring spelie. Dis opwindend om liefde en vreugde en vrede en verlossing in hierdie wêreld, bekeer, verlossing tot 'n nuwe lewensspel te verkondig en in te sing en in te dra in hierdie wêreld. Dit laat inrol in hierdie wêreld. Jy kan sy voorstelle ignoreer. Jy kan net wegstap. Jy kan aanhou met jou sonde speel. Jy kan aanhou om ingetrek te word in die speletjies van agterdog en stryd met mense en oordeel oor ander. Jy kan aanhou daarmee as jy wil. Maar jy moet jouself nie 'n volgeling van Jesus noem. Jy speel 'n ander spel. Jy kan aanhou met die ek ding. Ek en my belange, en my geluk en my gemak. Jy kan aanhou daarmee. Maar dis nie hoe Jesus speel. Dis 'n ander spel. So ek kan afsit. Sit die kaarte met ietsie van verstaan. Hy skryf in 1963 die woorde van die deesdae baie bekende Lord of the Dance. In die liedjie word Jesus voorgestel as die een wat dans op verskillende tye en plek. Wat dans. Julle weet van die liedjie, né? Lord of the Dance. Jesus is in die lied, is in die woord, hy self veranderd. Hou hy die dans lewend deur die siekes te genees, dood te verdier, te oorwin oor die dood, hoog te spring oor die dood, en hy nooi almal om saam te dans. Die eerste disippels het die uitnodiging aanvaar, en so gaan die dans deur die eeue voort. Hy wil jou lei in die dans, in die spel. En die liedse woorde gaan so. I danced in the morning when the world was begun. And I danced in the moon and the stars and the sun. And I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dan sing die koor. Dance then whenever you may be. Dan gaan die ander lied. I am the Lord of the dance, says he. I lead you home whenever you may be, and I lead you home in the dance, says he. Can you listen? I danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me, and the dance went on. Dance then whenever you may be. I am the Lord of the dance, said he. Lead you home wherever you may be, and I lead you home in the dance, said he. I danced on the Sabbath, and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stabbed and they hung me on high, and they left me there on the cross to die. Dance whenever you may be. I am the Lord of the dance, said he. Lead you home whenever you may be, and I lead you home in the dance, said he. I danced on the Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance.
en hy stil daarop. Don't say wherever you may be, I am the Lord of the unsaved. I need you all, wherever you may be, and I need you all in the unsaved. They cut me down and I lift up high. I am the life that never die. I live in you if you live in me, and I am the Lord of the dark city. Don't stand wherever you may be. I am the Lord of the unsaved, and I need you all wherever you may be, and I need you all in the unsaved. Kersfees nooi jou, ek sê kom speel saam met my. 'n Nuwe spel, anders. Kom, los die somberheid van jou geloof, kom 'n bietjie met vreugde. Die spel is 'n vreugdespel, dis 'n liefdespel, dis 'n genadespel, dis 'n vergifnisspel, dis 'n omgeespel. Dis 'n vrye genadespel. Kom dans saam met my. Kom gee jouself, soos ek myself wil gee. Kom, dis Kerstyd. En laat dit Kersfees wees, die hele 20ste. Jy het reg gespeel. Ja. Here Jesus, ek kom nooi ons in 'n spel. U spel. Dis 'n heerlike spel. Dis 'n spel wat ons weliswaar 'n bietjie uitruk uit ons dooie speletjies uit waarmee ons besig is. Van agterdog, van oordeel, van skeiding, van mense teen mekaar afspeel, van kwaad praat, van skinder, van negatief wees, van beklei. Dis 'n spel van vreugde en vrede, van geduld en goedhartigheid, van vriendelikheid en nederigheid. Ons wil speel, Here Jesus. Ons wil vandag sê, ons speel saam. Ons hoor die noot en ons sing saam. Kom, Here Jesus. Kom maak ons net om met volle oorgawe die spel te speel. Ons afsluit en sing ons ergens op die hoofdveld.
nou gaan ons hulle lekker aan. Kara en Nika vir julle twee spesiaal dag. En vir ons wat gaan speel, kom ons gaan speel. Die genade van ons Here Jesus Christus en die wonderlike liefde van God ons Vader en die inspirasie, die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met jou elke oomblik, elke dag, sodat jy goed kan speel.